Nou kom ons uiteindelik by apartheid uit in ons reeks oor die waarheid oor apartheid. Die 1948 verkiesing sou Suid-Afrika vir altyd verander. Die Nasionale Party se oorwinning was meer as bloot 'n regeringswisseling. Dit die oomblik toe die land se siel 'n nuwe rigting inslaan. Die ou boere-generaals wat die land deur oorlog, uniewording en depressie gelei het van die politieke toneel verdwyn en in hul plek het 'n nuwe geslag Afrikaner nasionaliste opgestaan, jonger, meer ideologies gedrewe en vasbeslote om die 20ste eeu se staat Suid-Afrika te herdefinieer en te herstruktureer en weg te beweeg van Smuts se pro-Britse liberale beleid. Nou het mense vir die eerste keer begin praat oor die stelsel van apartheid. Apartheid was nog nie in werking gestel of wettiglik daargestel nie, maar die idee van apartheid het saam met die Nasionale Party se verkiesing gekom en het geweldige steun onder die mense geniet. Die jare na 1948 het die Nasionale Party, wat nou aan bewind was, sy oorwinning begin omskep in beleid. En sy beleid is vinnig omskep in 'n stelsel, die stelsel van apartheid. Dit was gedurende hierdie tyd dat mense vir die eerste keer van apartheid sou begin praat en dit sou binne 'n paar jaar onder Malan en eintlik Strydom se leiding omskep word in 'n volledige gestruktureerde regeringsfilosofie, vasgelê in wetgewing, administrasie en in elke aspek van burgerlike lewe in Suid-Afrika. D.F. Malan het as eerste minister die ideaal gehad om die blanke beskawing hier in Suid-Afrika te beskerm teen wat hy as demografiese en morele verval beskou het. Sy regering het geglo dat 'n duidelike rasordening die enigste manier was om vrede, stabiliteit, ekonomiese vooruitgang en veiligheid te bewaar vir sy mense, gegeewe 'n land se diverse bevolking met radikale kultuurverskille, rasseverskille en verskille in uitkyke op die lewe. Reeds in 1949 het die parlement die wet op gemengde huwelike aangeneem, die eerste amptelike nasionale wet wat menslike verhoudings oor die rasselyn verbied het. 'n jaar later het die immoraliteitswysigingswet gevolg, wat ook seksuele omgang tussen mense van verskillende rasse wettiglik krimineel gemaak het. Daarmee het ras ook vir die eerste keer werklik 'n gedefinieerde juristiese werklikheid in Suid-Afrika geword. In 1950 is die bevolkingsregistrasiewet aanvaar, 'n wet wat elke Suid-Afrikaner verplig het om volgens ras geregistreer te word, blank, bantu, kleerling of Asiaties. Hierdie klassifikasie was nie bloot simbolies nie, dit sou bepaal waar jy mag woon en waar jy mag werk. In daardie selfde jaar is die groepsgebiedwet aanvaar, waar volgens dorpe en stede in bevolkingszones verdeel is en sekere gedeeltes gegee is aan elke ras. Onder Malan het apartheid dus sy grondslag gekry, 'n ideologie van rasse, afsondering en ordening wat deur die wet gereguleer is, en toe J.G. Strydom hom in 1954 opvolg, is hierdie stelsel ook verder verskerp. In hierdie hele proses het die Republikeinse ideaal van selfbeskikking ongelukkig gaandeweg meer en meer in die vergetelheid weggeraak. Die Nasionale Party het stelselmatig begin wegbeweeg van hulle idee of hulle ideologie of eintlik hulle stryd om weer die boererepublieke te kan laat herleef en eerder 'n sentralistiese tipies imperiale administrasie toenemend aan die orde van die dag gebring, waar hulle eintlik gewys het dat dit gaan nie meer vir hulle oor selfbeskikking vir die Afrikaner volk in die ou boererepublieke nie, maar meer daaroor om oor alle Suid-Afrikaners te regeer en te domineer. Die 1948 verkiesing sal vir altyd onthou word as die verkiesing wat waarskynlik naas 1994 die grootste impak en verandering op die Suid-Afrikaanse politieke landskap teweeggebring het in die geskiedenis. Ek praat nou nie van voor Suid-Afrika bestaan het, voor die uniewording en al die lande wat ons voorouers in gebly het voor Suid-Afrika as land bestaan het nie, maar net in die deel van Suid-Afrika self. Reg deur die Tweede Wêreldoorlog het Jan Smuts se Verenigde Party die land regeer en Smuts was natuurlik so pro-Brits as wat kan kom.
Hy het selfs op die Britse oorlogskabinet gedien tydens die Eerste Wêreldoorlog en ook op 'n gekoopteerde basis tydens die Tweede Wêreldoorlog in Churchill se eie oorlogskabinet. Hy het die rang van veldmarskalk in die Britse weermag gekry. Dit is baie interessant vir Smuts. Smuts en Louis Botha was bittereinders. Nadat die Boere-Republieke reeds die oorlog verloor het Smuts en Botha nog steeds aanhou beklei en aanhou guerrilla-oorlog teen die Britte gevoer. Smuts was ook 'n Kaapse rebel gewees. Dit beteken dat die prys wat Smuts sou betaal het as hy gevang was, baie hoër gewees het as die boere-generaals in die Boere-Republieke. U sien, boere wat as kruisgevangenes gevang is deur die Britte, is gestuur byvoorbeeld na Sint Helena waar hulle basies opgesluit is totdat die oorlog verby is. Kaapse rebelle is op die punt doodgeskiet of gefusileer. So hoe het dit gekom dat Smuts, wat so 'n harde vegter vir die boerevolk was, so gedraai het om so pro-Brits te wees? Churchill het Smuts bewonder en selfs op 'n stadium beskryf as 'n warrior statesman and philosopher, more fitted to guide humanity than anyone of his epoch. Smuts was wyd beskou as een van die persone wat die grootste invloed op die Britse Ryk gehad het en spesifiek op Churchill, maar ten spyte van sy aansien in Brittanje was hy toenemend vervreemd deur sy eie volk in Suid-Afrika. Die ontevredenheid oor die Tweede Wêreldoorlog, sowel as die toenemende ontevredenheid oor die Verenigde Party se binnelandse beleid, het daartoe gelei dat Smuts uiteindelik in 1948 die verkiesing verloor het. Dit het ook die einde van sy politieke loopbaan beteken. Dit het ook die era waar tydens die ou boere-generaals invloed op die Suid-Afrikaanse politiek uitgeoefen het, tot 'n finale einde gebring. Alhoewel Smuts se Verenigde Party steeds die meeste stemme gewerf het in hierdie verkiesing, het Malan se Herenigde Nasionale Party die meeste setels ingepalm deur oortuigend in beide die Vrystaat en Transvaal te wen, terwyl die Verenigde Party net in die Kaap geseëvier het. Die Herenigde Nasionale Party het toe 'n koalisieregering gevorm met die kleiner Afrikaner Party onder leiding van Klasie Havenga. Die Afrikaner Party was nou weer in daardie verkiesing in 'n indirekte alliansie met die Ossewa Brandwag en hulle sou in daardie verkiesing ongeveer 4% van die stem verwerf, net genoeg om vir Malan die meerderheid gegee. Onder Malan sou beide hierdie partye 3 jaar na die verkiesing in 1951 verenig as die Nasionale Party. 'n Paar maande daarna is die Ossewa Brandwag ook finaal ontbind en Afrikaners is onder een politieke vaandel verenig. Die Nasionale Party onder Malan sou toe in 1953 50% van die stemme op hom verenig en 'n volle 94 van die 159 setels in die parlement inpalm wat vir hom 'n meerderheid alleen sou gee. Vir die volgende 40 jaar sou hierdie party die grootste in Suid-Afrika wees en ononderbroke regeer met 'n meerderheid van die nasionale steun sonder dat hulle enige ander party hoef te genader het vir 'n koalisie. Voor die wette wat die Nasionale Party ingestel het waaroor ons vroeër in hierdie video gepraat het, wat gemengde huwelike en seksuele verhoudings tussen verskillende rasse onwettig gemaak het, was gemengde huwelike nie onwettig in Suid-Afrika nie. Daar was natuurlik enkele voorbeelde hiervan in die Kaapkolonie, veral tussen blankes en kleerlinge. 1949 was die eerste keer dat daar 'n nasionale verbod op gemengde huwelike ingestel is. Wat ook veral interessant was die feit dat hierdie wet nommer 55 van 1949 vir die eerste keer 'n duidelike definisie aan ras gegee het. Die wet het onder andere gelees dat enige persoon wat volgens voorkoms duidelike Europeër of nie Europeër is nie, na gelang van hierdie geval, sal vir die doeleindes van hierdie wet geag word sodanig te wees, tensy en totdat die teendeel bewys word. Blank is dus in die eerste plek in 'n fenomenologiese eerder as streng biologiese sin gedefinieer. Met ander woorde, dit het gegaan oor hoe jy lyk, nie wie jy werklik was nie. Alhoewel die biologiese aspek ook as sekondêre aspek in die definisie ingesluit is.
In 1950 is daar dan ook 'n nuwe wet aanvaar wat alle Suid-Afrikaanse burgers verplig het om amptelik hul ras te laat registreer. En die kategorieë wat as opsies gestel was, is blank, swart, kleerling en Asiaties. Onder hierdie 4 kategorieë is 'n wye verskeidenheid groepe nou ondervang. Die eerste groep was dus mense wat uitsluitlik of byna uitsluitlik van Europese of Kaukasiese afkoms was. Die tweede was swart Suid-Afrikane wat uit 'n verskeidenheid van stamme kom. Die derde, die mees interessante vir my, die kleerlinge, was 'n baie diverse groep mense van gemengde afkoms, van Maleiers en Khoisan en slawe en gemengde huwelike tussen wit en swart saamgegroepeer, wat basies enige iemand was wat nie wit of swart of duidelik van Asië afkom nie. Terwyl die vierde groep mense van Indiese en Chinese afkoms ingesluit het. Snaaks genoeg laterand is die Japaneese gesien as blankes onder die apartheidsregering, maar die Chinese as Asiaties. Wat interessant was van hierdie rasseklassifikasie was dat alhoewel genetiese afkoms oor die algemeen deurslaggewend was, daar wel 'n paar interessante uitsonderings was. Soos ek gesê het, Japaneese en Taiwanese was byvoorbeeld in 'n biologiese sin erken as Asiate, maar wetlik as blank, terwyl mense van Maleisiese afkoms ook 'n biologiese sin as Asiate erken is, maar wetlik as kleerlinge. Hierdie uitsonderings wys op die kompleksiteit wat met die stelsel gepaard gaan het. Maar terselfdertyd moet ons tog erken dat daar 'n bepaalde realisme onderliggend aan die wette was. Daar is tog beduidende etnokulturele verskille tussen hierdie groepe. En vir al die foute wat die apartheidsregering onder Malan en Strydom gegaan het, is hierdie etnokulturele verskille goed verreken. As 'n punt van kritiek moet 'n mens egter sê dat die wette wat in die 1950s op hierdie klassifikasie gevolg het, tot een van die mees komplekse sisteme van etnopluralisme gelei het wat die wêreld nog ooit gesien het. En 'n mens kan jouself teregtelik vandag afvra, of was dit alles regtig nodig? En in elk geval, of dit alles in die belange van ons mense, ons volk en ons land en tot eer van God was. Was dit werklik sinvol om alle seksuele omgang tussen mense van verskillende rasse buite die eg strafbaar te maak, terwyl daar geen gevolge was vir hierdie selfde daad tussen mense van dieselfde ras nie? 'n verdere punt van kritiek is die groepsgebiede wet van 1950, waar vroeë nasionalistiese denkers nog met die volksstaat, oftewel volle territoriale selfbeskikking as ideaal gewerk het, met ander woorde, groter, aaneenlopende gebiede met eie plaaslike soewereiniteit, het die groepsgebiedstelsel juis die teenoorgestelde gedoen. Dit het mikroklein afbakeningkies in gemengde stede en dorpe geforseer, waar swart en wit eintlik langs mekaar gebly het en net met 'n pad van mekaar geskei is. Die idee dat ons eie volksstaat, of eintlik ons eie tuisland moet hê, is totaal en al laat vaar. Dit was nie nodig nie, want die hele Suid-Afrika was mos ons sin gewees. Ons het glad nie daaraan gedink aan wat gaan gebeur die dag as ons nie meer in mag is nie. Daarom, vandag, het al die ander volke in Suid-Afrika hulle eie tuisland. Die Zulus het die Ngomjamatras, die Khoisas het die Transkei en die Ciskei. Wat het die boere? Wat het die Afrikaners? Ons het niks meer nie. In plaas daarvan om duidelike lewensvatbare tuisgebiede te skep, het dit die land in versplinterde woonbuurte of woonblokke of beskermde zones opgedeel. Sentraal bestuur vanuit Pretoria en dikwels met gedwonge verskuiwings as instrument. In die 1940s het Tosius byvoorbeeld nog vir 'n Bybels gereformeerde rassebeleid gepleit, waar volgens die vorming van wêreldryke met verskillende volke saam in beginsel verwerp word. Die Osewal brandwag het ook op dieselfde wyse die eenheid tussen Afrikaners en Engelse afgewys en vir 'n Afrikaner Republiek gepleit. Die Osewal brandwag is toe ontbind en die Nasionale Party het voortgegaan met hulle beleid van apartheid, saam in dieselfde stad, geskei deur 'n enkele straat, solank hulle net nie in dieselfde buurt bly nie. Die hele idee van groot streke wat slegs vir die Afrikaner of vir die boer was, is totaal en al laat vaar. Hierdie is ons groot kritiek op apartheid.
Die Nasionale Party het egter nou in die 1950s toenemend die eenheidsstaat gedagte begin omhels en al meer en meer wegbeweeg van die totale republikeinse ideaal van hul voorouers. Suid-Afrika het ongelukkig al minder en minder soos 'n landstreek met verskillende volksstate en stamgebiede begin lyk en al meer en meer soos 'n multikulturele, maar gesegregeerde eenheidsstaat. Mag is gesentraliseer en die groepsgebiedwet het uiteenlopende gemeenskappe in 'n rasgesegregeerde, maar unitêre staatsorde ingetrek, saam, maar tog apart. En 'n mens kan jouself indink dat hierdie tipe apartheidsintegrasie met gepaardgaande sosiale integrasie geleidelik 'n broeiplek vir ongelukkigheid, konflik en jaloesie geword het. In al hierdie ontwikkelinge moes 'n mens erken dat die imperiale en liberale neigings uit die Kaap ook maar 'n beduidende invloed uitgeoefen het op manne soos Malan en sy opvolger J.G. Strydom, wat ook self op Stellenbosch skool gegaan het en aan die Universiteit van Kaapstad gestudeer het. Toenemend is daar wegbeweeg van die vroeër republikeinse konservatiewe ideaal wat die Ossewa brandwag met manne soos Van der Walt en Stoker voorgestaan het en meer liberale idees van eenheidsstaat het ingesluip. D.F. Malan was eintlik 'n liberaal vir sy tyd gewees. Die Kaapse imperialistiese liberale tradisie met kern op regsuniformiteit, voogdyskap en administratiewe sentralisasie het duidelik die ou MP-leiers se staatsopvatting op ingewerk. Die gevolg was dat die ou republikeinse ideaal van die groter aaneenlopende volksstaat met eie politieke selfbeskikking toenemend plek sou maak vir 'n sentralistiese apartheidstaat wat verskillende bestuur het eerder as om selfbeskikking vir die blanke, die boer, die Afrikaner te bou. Nogtans moet ons in ag neem dat die demografiese realiteite waarmee die NP-regering in die vroeë 1950s gekonfronteer is, geen maklike of eenvoudige oplossings gehad het nie. Een man sou egter in die laat 50s na vore tree met 'n nuwe visie op hierdie wêrelddeel en een wat hom uiteindelik sy lewe sou kos, Dr. H.F. Verwoerd. Dr. H.F. Verwoerd word gesien as die vader van apartheid. Maar Dr. Verwoerd wou eintlik apartheid beëindig het. Dr. Verwoerd wou eintlik terugbeweeg na die selfbeskikkingsideaal. Hierdie stedelike apartheid waar almal eintlik saam in 'n stad bly, maar net in verskillende areas, het nie vir hom gewerk nie. Hy wou ware vryheid, selfbeskikking vir sy eie mense gehad het. Dit het hom sy lewe gekos. Daarom gaan ons volgende video wy aan die era van Verwoerd. Maar kyk gerus ook ons vorige video in die reeks waarin ons verduidelik het hoe die Nasionale Party, waarvan Verwoerd later die leier sou wees, aan bewind gekom het. Klik eenvoudig op hierdie skakel wat tans op die skerm verskyn en maak ons hande sterk deur 'n betaalde lid van die Willem Petse groep te word. Ons het u hulp nodig om die mense se harte te verander. Totsiens en God seën elkeen van u.